Goeiemôre mense, baie welkom hier vandag se erediens. Ja, ek wil 'n bietjie anders te begin vandag. Daar word 'n straakie vertel. Van 'n klein seentjie wat een aand getrou gebid het voordat hy gaan slaap het. En die seentjie het een keer toe kry hy moste 'n boontjie saaitjie. En hy gaan plant die ding. En ons almal weet hoe kinders is mos. Kinders is mos baie haastig. As hulle mos 'n ding nou geplant het of hulle ding nou wil hê, wil hulle hom nou hê. Hulle wil nie wag nie. Maar nou so die seentjie gaan eenvoudig kniel voor sy bedjie en hy bid, Here Jesus, asseblief laat dit reën sodat my boontjie plantjie kan groei. Dankie dat U altyd na my luister. Amen. Net dit. En die pa staan daar by die deur en hy luister die seentjie so Jesus, maar dit is gewoon onmoontlik wees want ek meen, kyk hoe lyk dit. Daar's nie een wolkie in die lug nie. Daar kom nie reën nie. Die seun van my het high hopes, soos die Engelsmans mos sal sê. Maar ja, nietemin, die volgende oggend vroeg word die seentjie wakker. Jessie, maar hy spring uit die bed van hom uit. Reg het, hy trek sy pantoffels een aan die ander een mis, hy sê, my los om verder te soek vir my. Maar hy daar uit by die deur. Kom hy daar, waar hy nou sy ou dingetjie geplant het, Jessie, wonder bo wonder. Kom maar so groen stukkie deur die grond. Wat maak die seentjie? Dankie Jesus, U het my gebed verhoor.
Sy pa aan die ander kant staan verbasend. Kakebeen hang op die grond. How is this possible? Dit het nie gereën nie. En julle mense, die kriek van hierdie storie is, ons het nie groot, lang gebede nodig om tot God te nader nie. Ons kan net maak soos hierdie klein seentjie. Maar weet julle wat het hierdie seentjie gehad, wat sy pa nie het nie? Dit is geloof. Geloof dat dit wat jy vra, gaan gebeur. En daar draai hy sy pa se siening ook heeltemal. Dit wys julle net iets kleins, iemand kleins, en iemand groot ook verander, deur gebed. Dit is hoekom gebed so 'n belangrike, kom ons sê dit maar 'n ingredient is in ons Christense lewe. Ek weet ek het laasweek gepraat oor Bybel lees, en die twee loop hand aan hand. Jy kan nie die een doen en die ander een afskeep nie. Hulle loop hand aan hand. Ek hou vir ons voor Jakobus 5 vers 16. Die gebed van 'n regverdige het groot krag en bring wonderlike resultate. Weet julle vriende, dis is hoekom ek ook laasweek gesê het, ons sou nooit hierdie woorde geweet het as ons nie die Bybel lees nie. En laas het ek ons gesê die Bybel is ons liefdesbriefie van God af. So, kyk net hoe lief is God vir jou. Kyk wat sê hy vir jou. Jy moet net die tyd vat om dit te gaan lees. Kom ons sluit net gou die oë. O allerheiligste almagtige koning van alle konings, Jahweh, Here ons God, Vader, ons staan verbaas as ons so luister na mense se wonderwerkies. Vader, ons staan verbaas as ons sien hoe U alles maak en alles in U hande hou. Vader, dankie dat ons deel kan wees van U familie. Here, dankie dat ons vanoggend hier kan wees om iets van U te hoor. Vader, ek wil U vra, laat ons die wêreld nou daar buite los. Laat ons regtig sal fokus op dit wat U vir ons hier wil sê, Here, want ons wil niks mis nie. Vader, en laat ons hier sal uitstap anders as wat ons hier ingestap het. En ek loof U en prys U in die grootste naam wat ek ken. Dis Yeshua Messia. Here, seën nou U woord, seën dit in elkeen se hart. Here, laat dit sal wortel skiet en vrug sal dra. Ek dank U daarvoor in Jesus naam. Amen. Vriende, ons lees in Filippense 4 vers 6. Moet oor niks bekommerd wees nie, maar maak alles julle begeertes deur gebed en smekinge met danksegging aan God bekend. En die vrede van God wat alle verstand te bowe gaan, sal oor julle harte en gedagtes die wag hou in Christus naam. Sien vriende, hierdie teks herinner ons daaraan dat gebed nie net 'n versoeklysie aan God is nie. Jy kan nie met soos 'n inkooplysie na die Here toe gaan nie. Alhoewel Vader al reeds weet wat ons nodig het. Kan jy nie daar by hom gaan staan en gaan afbid vir aardse goeders, mooi klere, mooi kar, 'n bankrekening vol geld, mooi huis, hierdie verskriklike groot TV nie. Dit is nie dit werk nie. Dis glad nie hoe dit werk nie. Want in elk geval sê Vader eers, soek sy koninkryk en al die ander goed gaan vir jou bygevoeg word. Nou hoe soek ons God se koninkryk eerste? Dit is nie om as jy wakker word, jou selfoon op te tel en kyk nou wie het almal waar aangejaag op social media. Wat is daar nuus? Wie het oor jou geskinder? Wie het sleg gepraat? Wie het goed gepraat? Dis mos nie God se koninkryk soek nie. Daar gaan soek jy mos na die wêreld se koninkryk. Dis mos wat die Satan wil doen. Want is dit nie wat die Satan doen nie? Hy het mos gekom om te verwoes. So wil jy nou in die oggend eers jou selfoon optel en gryp daar en dan lees, jy's kyk hoe's daai een se lewe verwoes. Kyk hoe's daai een se lewe verwoes. Wat is die lekker daaraan? In plaas daarvan om eerder net jou oë oop te maak en dan sê, môre Vader, môre Jesus, môre Heilige Gees. Dan nooi jy mos eers vir Vader en dit is nie lekkerder nie. Soek ons nie eers dan die koninkryk van God nie. En dan sal alles vir jou bygevoeg word. En natuurlik dan begin ons mos bid. Jy moet onthou, bid is regtig 'n groot kommunikasie met God die Vader. As jy nie wil bid nie, hoe gaan jy met God praat anders? Jy kan nie vir hom 'n liefdesbriefie skryf nie. Want ek weet nie, Vader kan lees, maar ek weet of hy dit gaan lees. Maar hoe anders kommunikeer jy met hom? Jy moet mos met hom praat. Of praat jy in jou gedagtes stil met hom? Maar kommunikeer, moet jy met hom kommunikeer. En dit is hoekom God vir ons, of Jesus altyd gekom het aarde vir ons kom wys het hoe om te bid.
Jesus was eintlik die perfekte voorbeeld vir ons gewees. Hy het vir ons kom wys hoe belangrik is gebed, hoe help jou gebed jou, want ek meen as Jesus, die volmaakte een, God se seun, tyd afgestaan het in die oggende, deur die dag, om alleen na plekke toe te gaan, om sy Vader in die hemel aan te roep. Hoeveel te meer moet ons as sondaars, nietige mense, dit nie doen nie. Hoeveel meer tyd moet ons nie aan God se teenwoordigheid gaan soek nie. Jy sien vriende, gebed is net soos 'n goeie vriendskap of 'n huwelik. Ek meen, as jy jou man of jou vrou ontmoet het, of vriende by ontmoet het, jy moet met hom gesels, jy moet by hom hoor, wat is jou belangstelling, dit is my belangstelling, jy moet mos sien of julle gel, soos die Engelsman sal sê, want wat gaan dit help, julle sit altyd daar, kyk maar net rond, niemand praat met niemand nie, jou verhouding gaan mos nie bou nie, is dit nie hoekom gebed belangrik is nie, dit is soos wat jy met jou geliefde praat, jy bou mos 'n verhouding, want ek meen, as jy 2-3 dae gaan en jy hoor nie van iemand nie, dan gaan jy mos nou, soos mens is mos nou maar, dan gaan jy mos, okay, hy wil nie met my praat, sê ek ook met hom praat, en daar stop die vriendskap. Hoekom nie, tel maar die foon op en sê, hallo, hoe gaan dit dan daai kant? Jesus, weet jy, ek was net so besig, ek was op die punt om jou te bel, maar ons as mens, wip jy mos vandag, want as dit staan die duiweltjie op die skouer, en sê, ek het lekker gevang vandag, nee? Maar ja, dit is hoe God nou kom, en hy sê vir ons, in Jeremia 33 vers 3, roep my aan, en ek sal jou antwoord, en jou groot en ondeurgrondelike dinge bekend maak, wat jy nie weet nie. En vriende, nou kom ek weer terug, soos ek laasweek gesê het, hoekom dit so belangrik is om jou woord te lees. Want as jy nie jou Bybel gelees het, hoe weet jy die Here sê die vir jou? Roep my aan, ek is hier vir jou, ek sal jou antwoord. En weet julle, ek sê altyd, in God se woord, in sy Bybel, sy liefdesbrief, is daar nie een leuen nie. As God sê hy gaan iets doen, dan gaan hy dit doen, jy kan maar staat maak daarop. You can bet your house on it, jy kan enigiets daarop sit, hy sal jou antwoord. Jy praat met hom in gebed, en hy antwoord jou deur sy woord, hy antwoord jou actually deur iemand anders, wat net verby jou stap en sê, hoor jy so, God sê, jy moet nie worry nie, hoor, iets sorted. Dit is hoekom ook so belangrik is, om 'n gemeenskap van gelowiges te kom, want as jy nie daar is nie, mis jy uit om te leer, jy mis uit om te hoor, wat hierdie almagtige God van jou sê, van jou dink, want ons is so geneig om eerder te luister, vir wat die wêreld van jou dink, wat die wêreld van jou sê. Dit is ons dan vir jou veel meer belangriker, as wat God van jou sê. Ons almal weet ook, dat wanneer jy in gebed gaan, moet jy regtig in waarheid en in geloof gaan. Onthou net, jy kan nie vir God 'n riem onder sy oor trek, of jam om sy mond smeer nie. Onmoontlik. Jy kan ook nie met hom wil onderhandel nie. Okay, ek sal dit doen as u dit doen. Nee, dis nie hoe dit werk nie. God sien deur jou. Hy sien reg deur jou. Hy weet presies as jy iets wegsteek, alhoewel jy dit weggesteek het vir mense, wat mense, nee, wat niemand gaan weet nie, want niemand het gesien nie. God het dit gesien. Jy weet dit bely, want God gaan dit teen jou hou. Onthou net, dit is hoekom die woord sê, jy moet in waarheid na God toe gaan. Wees eerlik met hom. Al maak dit seer. Nou, God het jou geskape en hy sal jou vergewe. Hy sal jou laat opstaan, hy sal die stof van jou afskud en jou in jou ereplek herstel. Wees jy net eerlik met God. En dit is so belangrik om te weet, dat jy niks vir God kan wegsteek nie. Ek meen, God is ons Vader, God is ons heilige Vader. Net soos ons, toe ons kinders was, ek meen, jy kan na jou pa toe gaan enige tyd, jy kan met jou pa praat oor enige iets, jy kan met jou pa praat vir die wat jou boelie, vir die wat jou goed by jou steel, vir die wat lelik praat, jy kan met alles met jou pa deel, alles. En dis jou aardse Vader. Dis jou aardse Vader, wat die hemelse Vader gemaak het. Hoeveel te meer ons God nie. Hoeveel te meer wil God nie van ons hoor nie. Hy wil hoor wat ons op ons harte, alhoewel hy dit reeds weet, wil hy dit hoor. Hy wil dit uit ons monde uithoor. Ons moet dit confess en tot hom nader. En sien vriende, Matteus 7 vers 7 staan daar. Bid en vir julle sal gegee word. Soek en julle sal vind. Klop en vir julle sal oopgemaak word. Want elkeen wat bid, ontvang. En hy wat soek, vind. En vir hom wat klop,
sal oopgemaak word. Jy sien vriende, daai woord daar sal oopgemaak word, né? Klop en vir julle sal oopgemaak word. Bid en julle sal ontvang. Nie julle sal miskien kry nie, ons gaan miskien oopmaak. Miskien is ek by die huis, nie. Wat God sê nie, hy sal oopmaak. Vra hom net, gaan hom toe in eerlikheid. Ons sien baie keer bid ons vir iets spesifieks, maar God wil dit nie vir jou gee nie. Want daai ietsie wat jy dalk voor bid, jy sien dit nie nou dadelik nie. Maar dit kan jou in soveel moeilikheid actually beland. Kom ons sê maar jy bid nou vir 'n nuwe kar. Jy weet voor die Heilige Siel, jy kan nie daai kar bekostig nie, want waar gaan jy op die einde van die dag geld kry miskien om ekstra kos te koop of kos te koop of iets in daai, maar nee, jy hamer jy wil hom hê. Jy sal 'n plan maak. Mense is ons pas slim. Jy wil mos altyd 'n plan maak. Maar God sê nee. En nou gaan jy agter God se rug. Ek weet nie ek sê agter, maar jy weet ek wat bedoel. En jy gaan koop hy kar. Jy gaan maak ekstra skuld. Jou eerste maand is jy reg. Tweede maand is jy reg. Jy kom my derde maand. Nou moet jy onthou, want om jy die eerste maand te kom, het jy miskien op jou huurgeld bietjie minder gebruik. Tweede maand weer te gekom het jy miskien minder op jou waterligte gebruik. Die derde maand weer gekom het jy minder op jou kos gebruik. En dan op jou klere rekeninge en so gaan jy aan. En hier kom jou vierde maand. Wat jy betaal ek nou? Here help. Hoekom my kind, ek het jou nog gesê moet jy die kar koop nie. Ek het jou gesê jy gaan vasbraak. Hoe? Gaan gee die ding terug. Toef. Ek meen vader kan ook kwaai wees. Is jou aardse vader nie kwaai gewees nie? Myne was. Ek weet. Sien, dit is hoekom 'n mens moet volgens God se wil bid. Nou gaan ek weer terugkom soos wat ek volgende week laasweek gesê het. Hoe bid 'n mens volgens God se wil? Enige een wat daar 'n vraag wil antwoord? 'n Mens bid volgens God se wil wanneer jy in sy Bybel lees wat sy wil is. So hoe gaan jy weet wat sy wil is as jy dit nie lees nie? En as jy nie kerk toe gaan nie? As jy nie in 'n gelowige is, nog mense gelowiges is, mense wat met jou van God kan deel nie. Hoe gaan jy dit hoor? Hoe gaan jy God se wil hoor? Jy gaan in die donkers vasnaal en vasloop. Jy gaan nêrens te kan kom nie. Jy sien in Jesaja 55 vers 8 sê daar van ons almagtige God. Want my gedagtes is nie julle gedagtes nie en julle weë is nie my weë nie, spreek die Here. Want soos die hemel hoër is as die aarde, so is my weë hoër as julle weë en my gedagtes as julle gedagtes. En vriende, God het altyd 'n groter prentjie. Meer. Hy sien in die toekoms in. Hy weet wat vir ons goed is, hy weet wat vir ons sleg is. Ons moet net sê, dankie Here dat U ons lei. Here, wees saam met ons, rig U ons voete waar U wil hê ons moet gaan. Nie waar ons wil gaan nie, maar waar U wil hê ons moet gaan. Dis sien, gebed versterk ook ons verhouding met God. Dit is wat ek nou nog vir julle gesê het van, jy en jou huweliksmaat of jy is jou vriend, ek meen as julle nie kommunikasie het nie, hoe gaan julle mekaar opbou? Hoe gaan julle mekaar beter leer ken? Julle gaan nie kan nie, want daar is nie kommunikasie nie. Julle praat met mekaar. Net so ook gebed met God is baie belangrik. Jy sien, wat kan ons hier leer van hoekom gebed belangrik is? Dood eenvoudig om jou versoeke aan God te stel, om jou dankie sê aan hom te bring, om te loof, om hom te prys, om hom te verheerlik, om van hom te hoor, om hom te vra vir leiding, om hom te vra om vir jou die pad te wys. Dit is eindeloos. En weet julle, wat is gebed ook eintlik so merkwaardig en asemrowend? Dit hou ons naby aan ons Vader. Hy hou ons vas. Hy gee vir ons wat ons wil hê. En wat anders wil ons nie hê as net sy liefde en sy kommunikasie nie. Dink nou net as Vader glad nie met jou praat nie, hy sê niks meer. Hy sê stil, want jy is ons nou stil. En dan vra die mense gewoonlik, o, maar God hoor nie my gebede nie. Waarvoor bid jy en wanneer bid jy? Jy net so hoor, ja, ek soek daai asseblief of, yes, ek is nou nie sop. Ek het nou geen omkeer, uitkeer, omdraai, afdraai, voor ek is nie sop. Hoe gaan ek jy uitkom? En dan het jy mos nou 'n hulpkreet. O, God help my asseblief. Ek beloof ek sal dit nooit weer doen as my net hier deur kan trek. Dan trek God jou daardeur. Hy vergewe jou, hy herstel jou en dan gaan jy weer aan vergeet maar weer van God. En dan gaan bid jy miskien 1 keer 'n week op 'n Sondag by die kerk. En ja, weet julle vriende,
Hoekom dit ook net so belangrik is om God se stem te hoor. Onthou net, Jesus kom terug. Ons moet sy stem ken. Hy kom terug om ons te kom haal. En as jy nie sy stem ken nie, hoe gaan jy weet om op te staan om hom te volg wanneer hy ons kom haal? Jy gaan mos bly lê. En dan gaan jy die ewigheid mis. Ken ons nie sy stem nie? Wil ons nie sy stem ken nie? Gaan 'n gebed na hom toe sê, Here Jesus, praat met my, ek wil die stem leer ken. Ek wil weet dis U wat my roep. En so die ewigheid ingaan saam met hom. Jy weet vriende, daar is verskillende soorte gebede. Ek gaan net 'n paar met ons behandel vandag, want ek wil graag hierdie gebedspreek in 2 deel, want ek dink daar is so baie lesse om hier uit te leer, en dit is so kosbaar om op die regte manier tot God te nader. Jy sien, ons kan met lofprysing en aanbidding na God toe gaan, om hom net te loof en te prys. Ek meen, wanneer laas het jy God net geloof en geprys, sonder om iets te vra? Net, dankie Here, dat U ons weer hier deur gehelp. Here, dankie vir hierdie dag wat U ons gegee het. Here, dankie dat U ons hierdie nag beskerm en bewaar het. Dankie Here dat ons kan opstaan. Dankie vir krag. Wanneer laas jy net in geloof en in danksegging na hom toe gegaan, dat jy hom so dankie sê dat jy actually trane in jou oë kry. Want weet julle, dis alles net genade. Genade wat ons hier kan sit, genade wat ons hom kan aanbid. Ek sê altyd, ons is regtig so bevoorreg, nê. Om te dink. Ons het 'n Vader wat sy seun gestuur het om vir ons te kom sterf, om met ons 'n verhouding te wil bou. Hoe kry jy dit reg? U gee U seun om verhouding met ons te bou. Hoekom is ons so waardig? Liefde. God wil nie een van ons moet verlore gaan nie. Dit is liefde. En hoe kan jy dan nie elke oggend net sê, my God, dankie. En weet julle, hoe meer 'n mens met God praat, hoe meer wil jy met hom praat. En ek dink nie jy so seer voel skuldig wanneer jy jou afspraak met God gemis het nie. Onthou, baie van ons, ek weet ek moet luister, het 'n afspraak met God. My afspraak is 6 in die oggend. En ek weet Vader staan en wag. Ek gaan mos nie laat God staan en wag en ek is op ander plekke besig nie. Hoe moet God het ook 'n hart. Hy kry ook seer. Hy het seer gekry toe sy seun gesterf het. So, wil jy God bedroef deur om nie jou afsprake na te kom? Jy weet self hoe dit voel as iemand jou te nakom en die afspraak wat hy met jou gemaak het nie nakom nie. En nou moet jy staan en wag. Hy sê nie eers, hoorie, ek gaan laat wees nie. So jou afspraak is met God, sê 4 uur, 5 uur, 6 uur, whenever. Maar kom jou afspraak na. God wag vir jou met oop arms. Hy wil graag van jou hoor. Jy sien, in Psalm 100 vers 4 staan, gaan sy poorte binne met lof, sy voorhowe met loflied, loof hom, prys sy naam. Julle vriende, prys sy naam, want hy is dit waardig. Ons lees van koning Dawid, in Psalm 34 vers 2, ek wil die Here loof, altyd leer, sy lof sal gedurig in my mond wees. Vriende, ek dink vandag se les is net hoekom gebed vir ons belangrik is, hoe om God te nader. Weet jy kan na God toe kom net soos jy is. Maar die belangrikste is, soos daai klein seentjie, gaan na God toe in geloof. En waarheid. Dat God jou hart sien. Breek jou hart oop vir hom. Dis nie wat ons het nie, maar dis wat God vir ons kan gee. Maar onthou net, God wil die waarheid by jou hoor. Ek het so 'n pragtige dingetjie gekry by my vrou, wat jy by haar ma gekry het, by my skoonma, baie dankie hiervoor. Weet julle, dit is eintlik vir my so van pas met vandag se deelte van bid. Ek meen, ons is almal, ek het laas weer gepraat van die watersak wat jou skoon maak, dit is hoekom jy moet Bybel lees. Vandag, weet julle, soos, dink ek is gebed, net soos 'n volstasie. Ek gaan net vir ons 'n bietjie voorlees. Dit is by 'n volstasie, dis 'n maand soos enige ander. En die man besef, iewers hierdie maand gaan hy kort kom. Petrol is my enigste probleem. Petrol is nie sy enigste probleem nie. Jy sien, ander kos krag, hulle kort kos, medies, versekering, my humeur, my geduld, alles is op hierdie stadium empty. En as ek nou volmaak, raak iets anders leeg. So, hoe kies ek? Waar trek ek 'n lyn? Wat is my prioriteit?
Die joggie steek sy hand uit en vra, "Do you want to pay?" En die man in sy brein hoor, "Do you want to pray?" Iets in hom breek en hy vat die ouetjie se, die joggie se hand en hy begin daar bid. Hy vir my eie leed dink, ja, maar ook vir almal wat anders van hierdie maand moet kies. Vir die wie se finansies kort is, wie se huwelike op rooi staan, wie se geloof dun gesmee is, soos laaste bietjie botter op 'n stuk brood, vir die ou wat sterk moet wees, maar net moeg is. Hy sê amen saam. En ek kyk hom verbaas, hy glimlag flou. My tank was ook maar empty vandag, sê hy. So sien julle vriende, en dit gaan opvul. Die ou het nie net sy kar vol gemaak nie, maar hy het sy hart vol maak. Hy het sy siel vol gemaak. Hy het tot God genader om weer ekstra petrol te gaan, om vorentoe te gaan. En jy sien, die man ry toe daar weg met 'n voller tank, happy. Maar soos ek sê, hierdie storie gaan ook verder aan. Skakel gerus volgende week in. Dan gaan ons verder aangaan. Hoe om jou tank vol te hou, hoe om by die regte petrolstasie te stop, hoe die regte petrol in te gooi. Ek meen, dit help nie stop by 'n petrolstasie en jy gooi diesel in as jou kar op petrol ry. Dieselfde soos met jou lewe. Dit help nie jy gaan stop by 'n volstasie wat jou net 'n kort rukkie kan help nie, soos 'n goeie fliek wil kyk of 'n drankie drink, 'n glas wyn nie. Dit is nie hoe jy jou vul nie, want dit raak vinniger leeg. Jy moet by die regte petrolstasie stop. Die regte petrol ingooi. Nie net vir jou voertuig nie, maar ook vir jou siel. Maar vriende, skakel gerus volgende week in, en dan deel ek verder met julle oor gebed. Dit is nou my voorreg om oor te gaan na die nagmaaldiens toe, waar ons ook weer verder kan vol word, en net weer eens kan besef wat Jesus vir ons gedoen het en agtergelaat het. Ek lees vir ons in Johannes 6 vers 53. En Jesus sê vir hulle, voorwaar ek sê vir julle, as julle nie die vlees van die seun van die mens eet en sy bloed drink nie, het julle geen lewe in julleself nie. Hy wat my vlees eet en my bloed drink, het die ewige lewe. En ek sal hom opwek in die laaste dag, want my vlees is waarlik spys en my bloed is waarlik drank. Wie my vlees eet en my bloed drink, bly in my en ek in hom. Soos die lewende Vader my gestuur het, en ek deur die Vader lewe, so sal hy wat my eet ook deur my lewe. Dit is die brood wat uit die hemel neergedaal het. Nie soos julle vaders die manna geëet het en gesterwe het nie. Wie hierdie brood eet, sal tot in ewigheid lewe. Vriende, net met daai stukkie wil ek net weer aanlas om jou petrol by die regte plek in te gooi. Om die regte plek te gaan volmaak. En dit is by ons Here Jesus Christus. En hy het op daardie aand gesê, die brood wat ons breek, is die gemeenskap met die liggaam van die Here Jesus Christus. Neem, eet en dink daaraan en glo dat dit sy liggaam gebreek is tot 'n volkomme versoening vir al ons sondes. In 1 Korintiërs 11 vers 24 staan daar, en nadat hy gedank het, het hy dit gebreek en gesê, neem, eet, dit is my liggaam wat vir julle gebreek word. Doen dit tot my gedagtenis. Die beker van danksegging is die gemeenskap met die bloed van ons Here Jesus Christus. Neem, drink, dink daaraan en glo dat sy volkomme bloed van ons Here Jesus Christus vir ons gegiet is. Vriende, om nou die volle seën van die nagmaal te kan ontvang, is dit nodig dat elkeen hom in die teenwoordigheid van die Here ondersoek, voor hy van die brood eet en uit die beker drink, sodat hy nie 'n oordeel oor homself bring nie. 1 Korintiërs 11 vers 27 waarsku ons, wie dan op 'n onwaardige wyse hierdie brood eet of die beker van die Here drink, sal skuldig wees aan die liggaam en die bloed van die Here. Maar die mens moet homself beproef en so van die brood eet en uit die beker drink. Want wie op 'n onwaardige wyse eet en drink 'n oordeel oor homself, terwyl hy die liggaam van die Here nie onderskei nie. Vriende, is baie belangrik as jy iets teen iemand of iets
nog nie reggemaak het met ons hemelse Vader nie. Dit is baie belangrik om nou stil te word en jou saakies met God uit te klaar. Soos ek gesê het, God sien in ons harte. Mense sien nie daar nie. Daar in jou donkerste kamertjie in jou hart nie, maar God sien alles raak. En daardie waarskuwing is regtig 'n ernstige waarskuwing. Maak jy jou saak reg met God voordat jy eet en drink van hierdie kosbare nagmaaldiens wat ons kan gebruik. En Jesus gaan ook verder om te sê, want so dikwels as julle hierdie brood eet en hierdie beker drink, verkondig julle die dood van die Here totdat hy kom. Vriende, neem die brood en die beker en neem saam met ons deel aan die liefdesfees. Daar is geen God soos ons God wat magtig, liefdevol en getrou is, wat ons ooit kan begryp nie. Mag God vandag ons God wees en mag sy loyale liefde en ons lei in loyale gehoorsaamheid aan die eer van sy naam. Vriende, wanneer julle reg is, kan julle maar die nagmaal geniet. Soos wat Jesus die brood gevat het, Vader gedank het, o allerheiligste almagtige koning van alle konings, Jahweh, Here ons God, Vader, dankie vir u volmaakte liefde. Here, dankie vir u goedheid, u guns. Here, dankie dat u ons nou weer kom herinner het hoe belangrik dit is om te bid. Hoe belangrik dit is om met u in kommunikasie te bly. Here Jesus, en dankie dat u ons kom leer bid het. Dankie dat u vir ons kom wys het, die voorbeeld kom stel het van hoe belangrik dit is om met ons God die Vader te kan kommunikeer. En ja, Here, om so u stem te kan hoor en te kan luister. Want o Vader, hoe anders gaan ons op die laaste dag opstaan as ons nie weet na wat se stem om te luister nie. Here, ek wil u vra, versterk ons gees, siel, en ja, Here, dat ons regtig tyd sal maak, Here, en nie net tyd sal maak nie, maar God, nie sal kan wag vir daardie tyd, om u te kom aanbid nie, en u te kom loof, en nie te kom prys, en te kom dankie sê, want u is 'n goeie God. Ja, Here, in plaas van net altyd te kom vra, laat ons net dankbaar wees, en sê dankie vir dit wat ons het, want ja, Here, ons weet ook in ons harte, dat u sal byvoeg, soos wat ons dit benodig. U sal ons nooit alleen laat nie, u is altyd by ons en saam met ons. Vader, ek loof en ek prys en ek dankie daarvoor, in die grootste naam wat ek ken, dit is Yeshua Mashiach. Amen. Vriende, mag die genade van ons Here Jesus Christus, en die liefde van God ons Vader, en die gemeenskap van die Heilige Gees, met julle elkeen wees. Amen. Ja.